uit ons asem, sê net vir hom dat jy hom lief het vanmôre. Sê net dat jy hom waardeer vanmôre. Sê vir hom dat hy groot is en dat hy goed is. Eer hom vanmôre vir wie hy is. Halleluja, Here. Ons wil die vanmôre oplig. Ons wil die naam groot maak. Want daar is geen ander naam gegee wat jy die wêreld gered kan word. Die Here, ons is gered. Ons is verlos as gevolg van Jesus. As gevolg van die werk wat hy aan die kruis vir ons gedoen het. Wat 'n voorreg is dit om vanmôre kinders van God genoem te mag word. Wat 'n voorreg is dit, Here, om U te kan ken. Here, U vir ons in ons harte daar die sekerheid het that we have a heavenly Father that cares for us, that loves us, that is for us. If God be for us, who can be against us? Dankie vanmôre vir die voorreg het ons hande te kan oplig, ons stemme te kan verhef, U te kan vereer, Here, want jy het groot wonders in ons lewens. Ons loof U daarvoor, Vader. Dankie vir U woord. Dankie vir die Gees vanmôre in ons bidde. Ons bid, Vader, word verheerlik. Ons harte oopstel sodat ons kan hoor wat die Gees van die Here vanmôre vir ons wil sê. Ons sê vir U dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Halleluja. Baie dankie vir hierdie sitplek. Ek wil verseker, dis my baie groot voorreg om hier te wees môre. Soos vir pastoor Maria sê, baie dankie vir die geleentheid, pastoor Eng. My voorreg om hier te wees, pastoor Beryl, om dis 'n sulke groot name te mag staan vanmôre en julle kan wees en ek wil vir julle sê julle is baie brawe pastoor. Sy is baie braaf en sy het my genooi om vanmôre hier te wees. En prys die Here. En ja, is my baie groot voorreg en veral ek dink ek sal daar probeer dalk sal jy verstaan hoekom ek vanmôre dit as 'n eer beskou. My ouers was vir 36 jaar toe ek op Vrystaat gebly en hulle was deel van hierdie gemeente tot 2017 toe my pa oorlede is. Hy is 92 geword in die jaar waar hy oorlede is, was 36 jaar was hulle deel van hierdie gemeente hier op Gaasbaai. Ons ken almal van daarvan, ek dink op was dit Tommy se tyd daar van al die ander manne wat vir Here gewerk het hier in Gaasbaai, pastoor Frikkie, ken ek natuurlik ook baie goed. En ja, so dit is my voorreg soos ek gesê het. Net so 'n bietjie van myself, ek wil nie te veel oor myself sê nie, maar net so 'n bietjie agtergrond. Ons is nou hierdie jaar ons 38 jaar voltyds in die bediening, waarvan 28 jaar in Kraaifontein in die PPK, waar ons gedien het vir 28 jaar in Kraaifontein. Dis nog eintlik betrokke by die gemeente daarso in die sin van dat ons elke tweede naweek gaan ons soontoe as Telespaar en as iemand wat weet is of nie hier is nie. As ons hier is ons hier. So as ons nou nie hier is nie, is ons by ander plekke in die bediening besig. En die tegnologie maak dit ons moontlik dat 'n mens so 'n bietjie meer afstand kan werk, soos hulle sê, lang afstand kan werk. Ons het nou 'n jonger man aan die gemeente, pastoor, assistent of 'n medeleraar wat die gemeente bedien en wat aangaan by die bestuur van die gemeente. En ons het nog so 'n bietjie daar in 'n toesighoudende hoedanigheid. En dan wil ek ook vir julle dankie sê vir my vrou, die enigste wettige vrou vir 47 jaar. Ons het mekaar al opgebruik. So en hulle sê mos jy verander die ou mens van gewoontes, jy moet hom opgebruik soos wat hulle is. So ons het mekaar al opgebruik deur die jare en iemand het eendag gesê, ou brein pastoor wat bedien het met sang, die trekklavier al die pragtige sinne. Hy sê dis nie, hy verwys na sy kaalkop en sy grys hare. Hy sê dis nie van buite lê dat ek so lyk nie, dis die bediening wat my klaar gemaak het. Ek lyk nie so van buite lê so, maar in elk geval, ek gaan vanmôre met u praat as die Here wil. So pastoor Maria my vra
was dit die eerste gedeelte, of die eerste gedagte wat in my hart gekom het, en want ek wil met die deel uit my hart, en ek gaan vanmorgen nie preek nie, om met die praat, wil uit my hart met die, soos in Engels sê, share, oor dit wat die Here in my lewe gedoen het, en hoe hy my geleer het, om die Vaderhart van God te leer ken en te ervaar, en terwyl ek voorbereid en hierdie gedeelte gedink het, was, en sy grootste probleem met so'n boodskap is eintlik wat om nie te sê, wat moet jy uitlos, want hierdie moet eintlik in vervolgverhale gedeel word, soos baie preke maar gaan, maar ek gaan vanmorgen net dit wat die Here uitgelik het vir vandag, wil ek met die deel. Ek wil die bekende gedeelte vir die lees, die boek van Lukas, die 15e hoofstuk, natuurlijk die gedeelte wat ons ken as die gedeelte van die verlore seun. Hy sê in Lukas 15 vers 11, hy sê net ook gesê, 'n man het 2 seuns gehad. En die jongste van hulle het vir sy vader gesê, Vader, gee my die deel van die eiendom wat my toekom, en hy het die goed tussen hulle verdeel. En nie baie daarna het die jongste seun alles bymekaar gemaak en weggereis na 'n ver land. En daar het hy sy eiendom verkoos deur losbandig te lewe. En toe hy alles deurgebring het, kom daar 'n swaar hongersnood in daardie land en hy het begin gebrek ly. En toe het hy een van die burgers van daardie land gaan voeg en die het hom in sy veld gestuur om varke op te pas. En hy het verlang om sy maag te vul met die pele van die varke eet, en niemand het dit aan hom gegee nie. Maar hy het tot homself gekom en gesê, hoe baie heerlike van my vader het oorvloed van brood, en ek vergaan van honger. En ek sal opstaan en na my vader gaan, en ek sal vir hom sê, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u. Ek is nie meer werd om die seun genoem te word nie. Maak my soos een van u heerlinge. En hy het opgestaan en na sy vader gegaan. En toe hy nog ver was, het sy vader hom gesien en innig jammer vir hom gevoel. En gehardloop en hom omhels en hartlik gesoen. En die seun sê vir hom, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u. Ek is nie meer werd om die seun genoem te word nie. Maar die vader sê vir sy diensknegte, bring die beste kleed en trek hom dit aan en gee 'n ring vir sy hand en skoene vir sy voete. En bring die vetgemaakte kalf en slag dit, en laat ons eet en vrolik wees, want hierdie seun van my was dood, en het weer lewendig geword, en hy was verlore en is gevind, en hulle het begin vrolik word. Ek wil vanmorgen net vir die sê, van die begin aan, van die aanvang van hierdie boodskap, wil ek vir die sê dat, as enige iemand my enige tyd sou vra, nou, al sou hy my 3 of 4 in die morgen wakker maak, en vir my vra, hoe verstaan jy God, hoe sien jy God? Sal ek vir u sê, ek sien God as die pa van die verlore seun. Maar dis wat God in my lewe vir my geword het, en dis die God wat ek leer ken het, is die vader van die verlore seun. Want ek was verlore, en ek het al so baie dinge verkeerd gedoen, en ek het so baie afgedwaal. Maar ek dank God vanmorgen, deur sy genade kan ek hier staan, as gevolg van die feit dat daar 'n God is, wat soos die vader van die verlore seun elke keer gewag het dat ek sou terugkom. En ek wil vir u sê, enige iemand wat hier sit, en wat miskien aan my luister, dalk op die internet, ek wil vir u vanmorgen sê, dat daar is geen ander vergelyking wat jy kan tref, tussen enige vader of enige situasie in die lewe, as dat God is die pa van die verlore seun, wat met oop arms wag. Hy het meer daarin, God word meer daarin verheerlik om ons te help wanneer ons opgestaan het, as om ons te skop terwyl ons bly lê, om ons te veroordeel wanneer ons geval het. Want dit is vir daardie doel, die Bybel sê het gekom om te soek en te red wat verlore was. En dit is vir daardie doel dat God gekom het, is juis om te red. En ek geweet ook, die Bybel sê is gedagtig daaraan, dat ons vlees en bloed is. En ek ken ons, en ek weet dat ons struikel, ek weet dat ons mens is. Die Bybel sê selfs met ons swakhede medelee. En daarom weet ek vanmorgen, dat hy die Vader is, wat ons
ons wil ontvang, en wat ons wil toemaak in sy liefde, wat ons wil herstel tot die posisie wat hy vir ons in gedagte het. En al het jy dalk die doel van God in die lewe iewers gemis, weet verseker dat God is besig om jou te herstel, en hy wil hê dat jy die funksie en die plek moet vervul wat hy oorspronklik vir jy in gedagte gehad het. Wanneer ons net na die gedeelte alleen kyk, dan sien ons die uniekheid van die Vader, dat ek wil net vinnig 'n paar punte noem, sy liefde vir ons, sonder dat ons dit verdien. Dis die eerste ding. Die tweede ding sien ek in hierdie gedeelte met die Vaderhart van God, is dat hy wag geduldig vir ons, wanneer ons sou afdwaal. Wie van die glo dit vanmôre? Hy wag vir jou, as jy sou afdwaal. En dan die derde, hy verwelkom ons terug. Hy verwelkom ons, hy is bly daaroor wanneer ons terugkom, wanneer ons opstaan en terugkom na sy huis of na sy teenwoordigheid. En dan hy herstel ons in ons posisie in ons. Met ander woorde, hy kom nie net en hy sê, val, hier is hierdie ou kind van my, maar weer, hy het nog geval en ek wonder hoeveel keer hy nog gaan val. Nee, hy bring jou elke keer en hy herstel jou terug na die posisie waar jy veronderstel is om te wees in hom, prys die Here. Ja, kom ons gee die Here lof. Jy sien net 'n God wat pleisters opsit nie, maar hy maak alles nie, prys die Here. Hy maak jou lewe nie. Hy maak alles nie, prys sy wonderlike naam. Maar daar's iets meer wat ek glo wat God wil hê ek moet vanmôre met u oor praat, ook oor hierdie wonderlike Vaderhart van God wat ons het. En dit is dat ek glo dat alle dinge in die natuurlike is ook in die geestelike waar. Wanneer dit moeilik gaan in 'n land, is dit baie keer omdat Christene nie bid nie. Ek het vanmôre vroeg terwyl ek daaraan dink ek, wanneer gaan dit swaar in 'n land? As daar droogte is, daar's droogte in 'n land. Weet jy wat? Ek het nog nooit gehoor dat daar was droogte veral in Suid-Afrika. Jy weet elke keer wanneer daar droogte was, wat het mense gedoen? Ons het begin bid. En toe mense toe God terugkeer, toe val die reën. Ek wil vanmôre my verstout om te sê dat as ons gaan by die Here bly, gaan ons nie tekort aan droogte hê. Ons nie tekort aan reën nie. Want ons raak gemaklik, ons raak gerieflik in die situasie waar ons is. Ons vergeet om te bid, of ons hoop om te bid vir ons land en vir ons regering en al die dinge. En dan kla ons baie keer oor hoekom dit verkeerd gaan. En alle dinge in die natuurlike is ook in die geestelike waar. So wanneer daar reën is in 'n land, is omdat daar geestelike input is, omdat daar geestelike waarde toegevoeg word. Nou, Dr. Morris Cerullo, Amerikaanse prediker, het jy die stelling gemaak en gesê, all truth is parallel. Alle dinge in die geestelike is waar ook in die tydelike. En daarom wil ek vanmôre sê dat God gebruik ons verhoudings met mekaar om te illustreer oor die Bybel sê ons hierin sal die mense weet dat julle my disippels is as julle mekaar liefhet. So daar's sekere koneksie wat gemaak word met ons verhouding met God en die verhouding met die mense naby ons. Ek is seker dat God wil die huwelik gebruik om ons te laat verstaan hoe ons verhouding met hom werk. Want hy is ons bruidegom en ons is die bruid. En God wil die huwelik gebruik. Maar net so wil God ons kinders gebruik. Ons verhouding met ons kinders gebruik om vir ons te sê hoe hy oor ons voel. Ek wil vanmôre vir u sê, ek glo nie hier is 'n ouer wat in hierdie plek sit wat vir my sal sê, ek is nie lief vir my kind nie. As jy werklik 'n ouer is van formaat, sê jy sê ek is lief vir my kind. Amen. Is jy met my vanmôre? Weet jy wat? Ek wil hierdie stelling maak en dit is dat, en ek glo jy gaan aan die einde van hierdie diens met my saamstem, dat net soos wat u oor u kind voel, so voel God oor jou. En nee, dat as jy baie beter ouer en 'n baie beter vader as wat ons ooit kan wees. Maar soos wat jy jou kind lief het, weet jy wat? God wil self sê, en net soos wat ons as ouers wil hê dat ons kinders moet beter doen as ons. Jy wil mos sê jou kind moet uitstyg in die lewe, is dit nie so nie? As jy hier hierdie vlak van sukses bereik het, wil jy jou kind moet verbygaan. Hy moet beter, hy moet meer en groter dinge doen as wat jy ooit gedoen het. En selfs dit was in die hart van Jesus, want hy sê dieselfde werke wat ek gedoen het, en groter werke is dit, omdat ek na my Vader gaan.
Dit was Jesus se begeerte, dat ons meer en groter dinge as hy sou doen, want dis die hart van 'n ware Vader. En daarom glo ek dat God het ons kinders gegee, sodat ons sal verstaan hoe hy oor ons voel. En dit is so dat meeste mense, ek wil hê met jouself net so 'n bietjie toets, meeste mense ervaar God soos wat hulle vaders ervaar, of ervaar. Dink so 'n bietjie aan jou pa. En dink so 'n bietjie aan jou verhouding met God. Want jy sien, meeste mense ervaar God soos wat hulle pa's ervaar het. En as jy 'n moeilike pa gehad het, is God vir jou 'n moeilike vader, geestelike vader. As jy moes werk en dinge doen en presteer om jou pa se aandag te kry, voel jy gedurig, ek doen nie genoeg om God tevrede te stel nie. Want ons verhouding met ons vaders word weerspieël in ons verhouding met God. En daarom sukkel baie mense vanmôre, en nie net hier nie, maar oral waar ek kom, sukkel mense in hulle verhouding met God, omdat hulle baie keer vaders gehad het. Ja, ons vaders het ons lief gehad, maar ons vaders het nie baie foute gehad. Iemand het eendag gesê, ek het my voorgenem om nie dieselfde foute met my kinders te maak as wat my ouers met my gemaak het nie, maar ek het 100 nuus bygeleer. Nou jy sien, dis net maar so. Ons moet ophou om ons ouers te blameer vir alles. En ons moet ophou om ander te blameer vir dit wat vir ons keuses en vir dit wat deur ons gaan. Want ons het geen verskoning om God as ons hemelse Vader in ons lewens te hê en sy liefde in ons lewe te ervaar. Maar dit is so dat dit vorm baie keer 'n blokkasie. En wanneer jy gevoel het dat pa is nie lief vir my nie, of dat pa was ver van jou af, of pa was net die ene wat net geoordeel of net gestraf het, dan voel dit ons baie keer asof God ook dieselfde doen. Maar ek wil vanmôre en ek het gekom om vir u te sê dat God is nie soos daai vader. Al het jy verkeerd, al het jou pa jou mishandel, al het jou pa jou dalk verkeerde goed aan jou gedoen of wat ook al. Miskien sit jy dalk iemand wat gemolesteer was, dalk deur 'n vader of deur 'n groot oupa of iemand in jou lewe, of 'n oom of iemand. Want ek wil vanmôre ook sê dat molestering is so 'n groot realiteit is 'n groter realiteit as wat jy aan dink. Dan sit baie mense wat jy ken, wat hierdie pad geloop het, maar ek wil vir u ook, ek het gekom om vir u te sê dat daar is 'n God in die hemel van liefde en van genade wat herstel. Hy maak alle dinge nuut, prys die naam van die Here. Hy maak alle dinge nuut. Dit is die grootste voorregte en verantwoordelikhede wat God aan ons as ouers en as vaders en moeders gegee het, is om vir hulle iets van die vaderhart van God te wys. Kinders leer nie net van God deur wat ons vir hulle sê nie, maar hulle leer veral deur dit wat hulle in ons sien. En ons optrede en ons woorde, ons liefde, ons geduld en selfs ons dissipline vorm dikwels die eerste begrip van hoe God die Vader laat lyk. En daarom is ek so bly vanmôre vir hierdie videogreep wat gespeel het. Dit het absoluut my boodskap bevestig. En as jy nie dit geluister het, jy gaan luister weer daarna, daardie tyd, gaan kyk so 'n bietjie, want dit het presies gesê, toe ek hierdie boodskap sien wat hier gespeel was oor Vadersdag en daardie grepe sien wat daar uitgebeeld word, toe dink ek myself, eintlik kan ek maar nou ophou, ek hoef nou nie meer te preek, want dit was eintlik my boodskap wat ek vanmôre vir u wil bring. Want jy sien, God wil hê dat ons verhouding met ons kinders wil God gebruik sodat ons kinders kan leer hoe hy regtig oor ons voel en hoe God se hart vir ons is. En dit is in die eerste plek 'n onvoorwaardelike liefde. En baie keer soos ek gesê het met kinders, as die Engelse woord sê, they need to perform for God, for their fathers to take notice of them. En God se liefde is nie so nie. Want jy sien, God het ons lief gehad toe ons op ons slegste gelyk het. God het ons lief gehad toe ons dit nie minste verdien het. Toe ons verlore was, toe ons in sonde was, het daar reeds gesterf. Weet jy wat? God se liefde is so groot, dat al was jy die enigste persoon op aarde, sou jy nog steeds in jou plek wees. Al was jy die enigste persoon, sou jy nog kan nie daaraan dink. Luister, kan nie daaraan dink, hierdie groot liefde, dat God stuur sy eniggebore seun aarde toe, sonder dat hy bewys het dat een persoon tot hom sal bekeer. Hy het geen bewys gehad dat iemand sou luister nie. Daar was geen, want hy het ons eie wil gegee.
En met ander woorde, hy het aarde toe gekom en God het sy seun aarde toe gestuur met groot liefde, want hy het nie regtig 'n bewys gehad dat enigiemand tot bekering sou kom nie. Maar weet jy wat, hy het nog steeds gedoen in die vertroue dat ek en jy 'n keuse sou maak om hom te volg en om ons lewens te aanvaar en om God en Heer van ons lewens te maak. Kinders moet weet dat hulle geliefd is. Nie omdat hulle perfek is nie, maar omdat hulle ons kinders is. Hulle hoef nie perfek te wees nie. Net so het God ons lief, nie omdat ons alles reg doen nie, maar omdat ons sy kinders is. Weet jy wat, daar is 'n skrif wat sê, met die maat wat ons meet, sal ons gemeet word. En dit is wanneer ek sien dit baie keer en ek dink by myself, as ek iemand so behandel, dan gaan God met dieselfde behandel, want die maat waarmee ek weet, as ek van iemand verwag om nooit 'n lelike woord te gebruik nie, beter ek nooit 'n lelike woord te gebruik. Want as ek van ander verwag, moet ek dit self doen. En ek wil vanmôre sê, as jy van die kinders sou verwag, as jy vaders is vanmôre wat van die kinders sou verwag om perfek te wees, beter jy perfek wees, broer. Beter jy perfek voor God wandel, want met dieselfde maat wat jy gemeet word, sal jy daarom meet ek fyn. Ek strek genade baie groot vir mense. En baie keer sien ek en ek hoor dinge van mense wat met normaalweg miskien so skok, maar ek sê, Here, wie is ek dat ek 'n vinger wys en sê, Here, maar hierdie persoon het hierdie vreeslike ding gedoen, want ek het ander dinge gedoen wat net so groot is en wat dalk groter is, maar ek verwag genade by God. En daarom moet ons as ouers moet besef dat ons kinders onvoorwaardelike liefde behoort te gee. In die maat waarmee ons gemeet word, dieselfde maat sal ons gemeet word waarmee ons meet. En daarom sê in Johannes 3 vers 1, hy sê, kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word. Prys die Here, ons is sy kinders en hy het ons lief, nie omdat ons alles reg doen nie, maar omdat hy God is en omdat ons sy kinders is. Halleluja. Daar's baie dinge van jou kinders wat jy sal verdra. Ek weet baie van die wat hier sit, jy lyk so heilig en jy lyk so ernstig, maar daar's dinge van jou kinders wat jy verdra. Jy verdra met die kners op jou tande, maar jy verdra. Want ek sien dis jou kind en jy kos lief. En baie van julle het al gedreig om die kind in die huis uit te sit en sy klere te pak of whatever. So as hy vanaand by huis kom, dan gaan hy sy klere op die voorstoel kry. Weet jy wat? Ons verdra omdat ons lief is. En daarom het ons 'n God in die hemel wat verdra. Hoekom? Omdat ons sy kinders is. Halleluja. Jy sien, ons is nie weeskinders nie. Ons is nie stiefkinders nie. Ons is aangeneem. Die Bybel sê ons is die gees van aanneming van God. Die gees van we can call him daddy. Het jy geweet is die enigste woord wat 'n slaaf nie mag gebruik nie. Die Abba is die Arameese woord vir pa of vir daddy. En 'n slaaf mag nie die woord Abba gebruik nie, want hulle was slawe. Hy kon nooit gesê daddy nie. En Abba is 'n woord wat taboe was onder slawe. Maar nou sê Paulus, hy sê ons kan nou roep want ons het die gees van aanneming ontvang. Ons is nie meer slawe nie. Ons is kinders. Nou kan ons sê Abba. Nou kan ons sê Papi. Now we can say daddy, you are my heavenly Father, want ons is sy kind. Jy sien, om hierdie dinge te verstaan, is hy ook die vaderhart van God self leer en ervaring. En dit was my ondersteuning en ek gaan 'n groot gedeelte van my persoonlike getuienis inbring. En ek probeer die skaaphout in die oond en die aardappels en goed, want dit gaan dan jou brand. En die hoender en die dinge. KFC kom ons. Ek het deur my seun geleer wat die vaderhart van God beteken. Ek glo dit gaan iets beteken. Hy was so 15 jaar oud gewees en op 'n dag, hy begin in 'n welslag, hy begin omstandig raak, 14-jarige kind. Dit is mos wanneer die hormone begin losraak. En hulle mos dink hulle ken alles en hulle weet alles en pa weet niks. En hy begin 'n rebelslag, hy wil nie met ons praat, net nie gekommunikeer nie. En eendag, hy het die gewoonte gehad om op sy bed te sit, en dan sit hy net so met sy kop in sy hande, en ek wil amper sê vir ure lang. En eendag, dit het my ontsettend gefrustreer.
Want hy wil nie met ons praat nie, en as ek frustreer, is dit 'n mooi woord, want ek het sommer net die vieste ingeraak as dit gebeur. Want ek het geleer, ek het groot geword, as 'n groot mens met jou praat, dan antwoord jy. Amen? Wie van julle het so groot geword? As 'n volwasse met jou praat, dan antwoord jy. Jy het respek, en ek gaan staan by hom, en hy wil nie met my praat, en ek raak so uit myself uit van kwaadheid. En ek sê vir hom, jy wil nie meer deel van hierdie huisgesin wees nie, jy wil nie onder my gesag staan nie, jy wil nie onder my dissipline wees nie. Ek sê, van nou af sal ek vir jou sorg, ek sal vir jou kos gee, ek sal vir jou deur die skool sit, maar jy is nie meer deel van hierdie gesin nie. Ek draai by die deur uit, gaan met die deur, en ek slaan die deur toe, waartoe wat ek kom. Maar in daai wind wat so kom, hoor ek 'n stem sê, dit werk nie so nie. Hy draai om, en ek gaan terug, en ek gaan knie op by sy bed, en ek sê vir hom, Anton, ek het baie jammer oor wat ek nou gesê het, vergewe my asseblief. Weet jy wat, my kinders het dit later, maar is dokter, ek weet nie, sien in 'n dokter, en die dokter is ouer. Maar sy het toe gesê vir ons, dat pa, net omdat julle gesê het, julle is jammer as julle foute gemaak het al die genesing gebring. En ek word ouers wat nog kinders in die huis of my kleinkinders of die feit dat ons net sê ons is jammer, maak 'n groot verskil. Sy gaan sê nie jy is jammer. En ek gaan skielik langer sy bed en ek sê vir hom, Anton, ek wil net sê pa sê papa is baie jammer oor wat ek nou gesê het. Ek het nie regtig bedoel ek wat kwaad. Maar ek maak daar 'n stelling en ek sê vir hom, ek sal vir die res van jou lewe sal jy God se liefde deur my ervaar. Ek sal vir jou liefde gee, of jy dit verdien of nie, of jy na my wil luister of nie, maar jy gaan God se liefde vir die res van my lewe, gaan jy God se liefde deur my ervaar. En daar het ek begin. Daar het my pad met die Here en met my seun en die hart van die Vader begin. En later het ek sekere dinge ervaar by hom, en ek wil ook sê ernstig geraak het, vreeslik rebels geraak het, en ek dank die Here dat hy skool klaar gemaak het, en dat hy nie by dwelms en goed betrokke geraak het nie. Hy het my nog altyd een aand weggeloop, en na sy meisie toe gegaan, en dit het ons natuurlijk, dit het my van my verstand afgedryf, dat ek nie geweet het waar my kind is. Maar ek het eendag, ek het gebid, en ek sê, Here, maar hoekom maai ek hierdie goed? Hoekom maai ek rebel nie? Want ek glo alles wat jy saai, dit maai jy nie. En as iewers iets oes in jou lewe is, omdat jy dit iewers gemaai het, gesaai het. As mense met jou onvriendelik is, moet nie klaar nie, gaan kyk of jy nie dalk bietjie iewers onvriendelik met mense was nie. Want jy sien, daar's 3 wette omtrent saai en maai. Die eerste wet is net wat jy saai, dit maai jy. En die tweede wet is jy maai meer as wat jy gesaai het. En die derde wet is jy maai altyd later. So wanneer jy iets geoes het as mense nie, niemand het my by die kerk gegroet nie, hoeveel het jy by die kerk gegroet? Iemand het eendag my gesê, ek het die gemeente getoets, en dat het vir 8 maande niemand my gebel nie, die gemeente die toets gedop, dus ek van waar, daar was mense in die gemeente wat net vir 3 maande, 6 weke, as gevolg van operasies nie, dan was die, jy hulle gebel. Vir wie jy gekontak, hulle nie in die kerk was. So ons was altyd die ander moet goed na ons doen. In elk geval, dis nou maar net so ekstra boodskap, dis vir nie hoor. Maar ek bid die dag en ek sê, Here, ek het nie die goed gesaai nie, hoekom maai ek dit? En die Here sê vir my duidelik, ek hoor dit soos 'n stem vir my sê, hy sê, ek borg jou kind se siel, maar ek wil jou my Vader hanteer ken. Ek borg jou kind se siel, maar ek wil my Vader hanteer ken. En vandaar af het ek op pad geloop met die Here, wat ek vir baie min mense regtig kan, ek kan dit nie regtig beskryf nie, want ek weet wat ek weet. En ek gaan net so hier en daar 'n dingetjie noem, en ek onthou een dag was sy ongelukkig, en hy het 'n baie stormagtige verhouding met 'n meisie gehad, terwyl ek hoërskool was, en dan het hulle partykeer sommer lank met die telefoon gesels en alles, en dan kon ek agterkom, hy is ongelukkig, en ek is eendag sommer so in ons TV-kamer, en hy kom sit
langs my, maar ek sien sy aandag is nie daar nie. En ek staan op en ek gaan sit langs hom, want ek sien my kind is ongelukkig. En ek sit my hand so op sy been, en toe ek my hand op sy been sit, toe klap hy dit so weg, en hy maak so tik gelyk as die tong, en hy staan op en hy loop, en druk my hand so weg. En ek sit en ek sê, Here, wat nou? Maar weet jy wat, ek begin 'n pyn in my bors kry. Ek kry 'n pyn, dat is my voel, ek weet nie voel 'n hartaanval nie, maar ek het gedink ek kry 'n hartaanval. 'n Verskriklike pyn, dat dit raak so groot, dat ek voel my bors wil uit mekaar skeur. Ek wil opstaan, toe val ek neer op die grond. Ek lê op die grond met daai pyn, en ek, my hart is stikkend, hy is geskeur, letterlik, ek voel die pyn van 'n stikkende hart. En ek het so gekruip terug na die bank toe, en ek het so net met my arms opgelig en gelê, en ek het net gelê, ek kon nie eens bid, ek het nie krag gehad, ek was so skeer, en ek was so hartseer, was so pynlik gewees. En in daai sê die Here vir my, so wil ek by my kinders gaan sit, en net so min wil hulle lewens met my deel. En wat jy ervaar nou, is die pyn van my hart, hoe ek voel, wanneer my kinders nie by my wil sit, en hulle lewens met my wil deel. Ek wil vanmôre vir u sê, dat daar is 'n God in die hemel wat 'n werklikheid is, en wat 'n Pa is. En as ek dit ervaar het, van 'n hart wat skeur, wat stikkend is, hoeveel te meer, is dit nie die hart van die Vader, omdat ons nie met hom in verhouding, of nie hom wil toelaat, en ons lewens met hom wil deel nie. Ek het die voorreg gehad om die man wat Jesus gespeel het in Bruce Marciano was sy naam, het Jesus gespeel in een van die films oor Jesus, die boek van Mattheus, wat hulle gefilm het. En ons het met hom gesels, en hy vertel die gedeelte by toe Jesus, wat dan afgeneem het, toe Jesus na Jerusalem toe gekom het, en die Bybel sê, Jesus het geween oor Jerusalem, en hy het gesê, hoe dikwels wou ek julle by mekaar maak, soos hy na kykens by mekaar maak, onder die vleuel. Hy sê, maar julle wou nie. Hy sê, Jesus het bitterlik geween. Hy sê, terwyl net voordat daardie toneel geskied was, het hy daar gestaan by daardie plek, en hy sê, en skielik is dit soos 'n klein oomblik, soos 'n gordyn wat so effens weggetrek word. Hy sê, hy beleef binne 'n oomblik ietsie van daai gevoel wat Jesus gehad het oor mense wat hy wil, maar hulle wil nie. En weet jy wat, hy sê dat hulle het opgehou om die film te maak vir 3 dae, want hy het vir 3 dae aan mekaar gehuil. Hy kon nie dit hanteer, hy sê, en dit net vir 'n oomblik, hy het net 'n bietjie die hand van God geleer en ervaar en beleef. Dit was vir hom so 'n realiteit dat hy vir 3 dae aan mekaar gehuil. En daar wil ek vanmôre vir die kind van God, dat daar is niks in God se hart wat hom meer tevrede, wat hy eerder sal wil hê, is dat jy nie, ek weet ons het vriende nodig, en dames veral het vriendinne nodig, daar's nie fout, daar's nie probleem daarmee nie, maar weet jy wat, ons gaan baie keer eerder na ons vriende toe, as wat ons na God toe gaan. Ons spandeer baie meer tyd met ander dinge, as wat ons net ons hart met God share. En dan sê ek nie met heeldag op jou knieë wees nie, maar daar waar jy besig is in jou huis, daar waar jy by jou werk is, daar waar jy jou motor ry, waar jy net kan sê, Here, ek weet nie hoe ek hierdie dag gaan maak nie, maar ek weet net dat U is met my. Here, ek dank dat U hand op my been sit vanmôre, en ek kom maar net so 'n bietjie van my hart met U deel. Ek kom maar net vir U sê, Here, ek het seer. Here, ek is bekommerd oor hierdie situasie. Al wat God wil hê, is dat ons kinders, ons harte met ons sal share, en vir ons sal sê hoe ons voel. Maar weet jy wat, as jy kyk na die Bybel, dan sê ek, dat Moses daar by die tent van samekoms, in Exodus, die Bybel sê dat hy het in die tent van samekoms ingegaan, en dan in vers 11,
Eksodus 33 vers 11, hy sê, dan spreek die Here met Moses van aangesig tot aangesig, soos 'n man met sy vriend spreek. Is dit nie 'n wonderlike posisie om in te wees, waar jy weet dat daar is 'n God in die hemel wat na jou wil luister. Daar's 'n God in die hemel wat nie net met jou wil praat nie, maar hy wil hê dat jy met jou hart met hom share. Want jy sien, by hom is daar genesing, by hom is daar verligting, by hom is daar troos, by hom is daar bemoediging, by hom is daar wat jy nodig het. Die Here wil jou bron wees. Die Here wil jou toevlug wees. Dan mag ek dit sê, nie Facebook nie Instagram nie al die ander dinge nie, maar hy vir ons bron van ons emosionele versorging nie. En vir die wat daar nie man het nie, die Here is jou man. Die wat nie vrou is nie, die Here, jy het gees is jou vrou. Dis hy wat jou toemaak, dis hy wat jou vertroos, dis hy wat sy arms om jou sit. God wil in 'n verhouding met ons staan, want hy wil langs ons kom sit en hy wil hê met net jou hart met hom share. Alles het net op badkamer toe, alles het net miskien daar waar jy die was moet doen, of miskien in die tuin werk of by jou werk. God wil elke dag net hê dat ons hom sal vertrou. En ek sien 'n bietjie later dat Moses was saam met God op die berg Sinaï en hy sê, Here, laat my die heerlikheid sien. En Eksodus 34 vers 6, Moses sê, Here, ek wil die heerlikheid sien. Weet jy wat gebeur hierso? Moses kom op 'n plek waar hy in die tent van samekoms met God soos 'n vriend en vriend omgaan. Maar hy kom op 'n plek, ek gaan die Engelse woord gebruik, where he gets boldness, waar hy so braaf raak. Dat hy sê, Here, ek so weer, wys vir my meer. Ek wil vanmôre vir julle sê, as jy nie in daai verhouding met God is nie, gaan dit nie vir jou meer gaan aan omtrent hom wys nie. Hy gaan nie vir jou meer openbaar omtrent sy hart nie. Maar toe Moses net daai verhouding met hom elke dag in die tent van samekoms soos 'n vriend met 'n vriend gesels en sommer maar net sê, Here, dankie. Dis lekker om jou buitekant te Here, dankie vir die lekker vars lug. My pa het altyd gesê hy het vir 36 jaar nooit 'n verkoue gehad nie, want hier op Franskraal het die wind al die kieme weggewaai. Here, dankie vir die vars lug. Dankie vir die natuur. Here, dis so lekker om dit te kan geniet. Dis so lekker. Jy sien, Here hoor jou hart. Maar weet jy wat? Dan kom 'n tyd wat jy meer van God nodig het in jou lewe. En omdat jy op daai plek is, alreeds waar jy in daai verhouding met hom staan, het jy boldness, het jy vrymoedigheid. Kan jy sê, Here, nou soek ek 'n bietjie meer. Dit is nou 'n situasie. En Moses was nie in 'n situasie nie, maar al wat hy gehad het is, hy het 'n verhouding met God gehad, waar 'n vriendskap verhouding, waar 'n vriend met 'n vriend kan gesels. En hy sê, Here, hy sê, wys my so 'n bietjie meer. En daar is vir hulle wat bereid is om met God op pad te loop, is daar meer, wil ek vir u sê. Ons is so tevrede op die oppervlak, so bietjie te krap en so bietjie die vlak water met God te wandel. Maar weet jy wat, daar's diep water van God te wandel. Daar's meer van God te wandel. Maar op die berg kom hy, en toe hy sê, Here, ek wil die heerlikheid sien. Moses was bereid om alleen met God. Daarom moet ons baie keer sê, so 'n bietjie afsonder, so 'n bietjie alleen kom ook. En daarom sê in Eksodus 34 vers 6, en die Here kom, ek by hom verbygegaan, het hy geroep, Here, barmhartig en genadig. Dis die Here wat jy uitroep. Hy sê, genadige God, lankmoedig en groot van goedertierenheid en trou. Wat die goedertierenheid bewaar vir duisende, wat ongeregtigheid en oortreding en sonde vergewe, maar nooit ongestraf laat bly nie. Ek wil vir die Engels lees, dit sê dit my so mooi. The Lord then passed in front of him and called out, I, the Lord, am a God who is full of compassion and pity, who is not easily angered. He's slow to anger. God raak nie maklik kwaad nie. Hy's nie die polisieman wat jou soek heeldag en wat jou wil slaan of een wat jou die kop wil slaan omdat jy verkeerd gedoen het nie. He's slow to anger. He's full of compassion. Hy sê, I'm the Lord who is full of compassion and pity, who is not easily angered, and who shows great love and faithfulness. I keep my promise. Hallelujah. Dis 'n God wat beloof hou. Jy gaan sien as jy met intimiteit met God wandel en nader aan die Here beweeg en toelaat dat hy langs jou kom sit en jy sy hand op jou skoot op jou been sit, dan gaan jy toelaat dat hy se God, jy gaan agterkom dat hy se God wat belofte hou. He keeps his promise. Hy sê, I keep my promise for thousands
generations and forgive evil and sin. Hallelujah. Sien, Moses was bereid om met God extra tyd of extra paadjie met hom te loop. En toe begin hy meer van God ervaar. En die volgende wat ek met my seun ervaar het was, ons het eendag toe staan ons daar en ek staan so in die TV-kamer en ek weet nie waaroor ons gesels het nie. Maar ek wil net iets vertel of iets gesê, ek wil met hom praat, ek wil my hart met hom geseer, ek wil hom raad gegee. En die volgende oomblik te draai net om en hy loop weg van my af. Ek was besig om te praat, hy loop en hy draai sy rug op my en hy loop weg. En ek profeseer die volgende oomblik taak daai verskriklike pyn in my weer. Ek het letterlik, ek het gestaan, ek het geval, op die grond geval en ek het met my arms so gekruip op by die bank en my net so weer opgelig deur die bank. En ek het gehuil, ek het gekla, ek het gepyn hier binne, dit is soos 'n skeer hier binne my hart. Ek het gedink, dit is soos hartseer, hart wat seer is, wat pyn van seer wees. Die Here sê vir my, vanmôre terwyl ek nog met jou wil praat, het jy opgestaan en weggeloop. Ek onthou dit baie duidelik, ek het elke oggend 6:00 in die kerk gaan bid. Onthou baie duidelik, toe ek die deur toe maak om klaar te maak, want ek wil die kinders skool toe vat en alles. En ek dink vir myself, ek kan nog my vrou gou net bel en sy vir die kinders skool toe vat. Maar ek het dit toe nog gedink, môre is ons nog 'n dag. Ek het geweet die Here is nie klaar met my nie. En so pyn die hart van die Vader, want hy wil ons nie na hom luister nie. Hy wil met ons praat. Hy wil sy hart in ons openbaar. Want jy weet, by hom is insig, by hom is wysheid, by hom is die toekoms, by hom is alles wat jy nodig het om te weet. We need to learn to work smarter and not harder. Want wanneer jy smart werk, is dit wanneer jy vanuit die teenwoordigheid van God opereer. Ons het nie nodig om net te probeer om naby aan God te kom nie. Die Bybel sê in Christus sit ons in hemelse plekke. Ons sit al reeds in die hemel. Jy hoef nie God meer te beïndruk nie. Jy hoef nie 'n beter kind van die Here te wees nie. Vanuit die posisie, jy is 'n kind van God. Nou help die Here ons om heilig te lewe. Nou help hy ons om heiligmaking na te jaag en waarsonder niemand God sal sien nie. Maar terwyl ek met hom praat, loop hy weg. En God wil met ons praat. Hy wil met ons deel. Behalwe, jy sien, ons is so baie maklik dat ons bid en ons praat. Maar wanneer luister ons dan weer? Wanneer luister ons dat hy met ons praat? Wanneer hoor ons wat hy vir ons wil sê? Kolossense 2 vers 2 skryf Paulus sê dat hulle harte vertroos mag word deurdat hulle saamgevoeg word in die liefde en tot alle rykdom van die volle versekerdheid van insig om die verborgenheid te leer ken van God en die Vader en van Christus, God en die Vader en van Christus, in wie al die skatte van wysheid en kennis verborgen is. Dis verborgen, maar weet jy wat? Dis vir my nie om dit te gaan soek. Dis vir my nie om dit te gaan haal. Dis verborgen, dit mag verborgen wees. Ek sê baie keer dat die dinge van God is verniet, maar dit kos 'n prys. As jy salwing wil hê, dis verniet, maar dit kos 'n prys. As jy antwoord op gebed wil hê, dis verniet, maar dit kos 'n prys. Dit kos dat jy in geloof sal groei. Dit kos dat jy geloof sal gebruik. Dit kos dat jy die Here sal vertrou, ongeag wat en ongeag wat mense sê. Jeremia 33 vers 3 sê, roep my aan en ek sal jou antwoord en jou bekend maak groot en ondeurgrondelike dinge wat jy nie weet nie. Jy sien, dis wat die Here vir ons wil deel. Hy wil sy hart met ons share. Hy wil as Vader vir jou rigting gee. Hy wil jou help. Maar baie keer dink ons deur wat ek is nie goed genoeg nie, of God wil nie, of dis maar net omdat ons baie keer nie op die plek is om te hoor nie. Want die Bybel sê, hy sê ek is die goeie herder en die skape ken my stem. Prys die Here. Jakobus 1 vers 5 sê as iemand van julle wysheid oorkom, laat hom dit van God bid wat aan almal eenvoudig gee sonder om te verwyk,
en dit sal aan hom gegee word. Het ons wysheid nodig, vra vir die Here wysheid, maar weet jy wat, hy gaan nie vir jou mandjie vol wysheid gee, sommer net van self nie, dit gaan kom deur stappie vir stappie te luister en hom te vertrou en te hoor wat hy vir ons sê. Ek dink baie keer daaraan toe Abraham vir Isak moes gaan offer het, God het nie van tevore vir hom gesê, jy moet aan daai werk toe gaan nie. Hy sê, stap jy na die plek waar ek jou sal wys. Hy het elke dag vir 3 dae geloop, maar hy moes hoor in watter rigting hy moes loop. Hy moes ingestem wees op die stem. Weet jy wat, ons wil die oplossing sê, maar ons wil nie die roete volg. Ons wil nie God hoor, ons wil nie luister, ons is nie op die plek waar hy met ons praat, sodat ons op die plek kan kom waar hy ons wil hê, waar ons die antwoord vir ons van ons probleme kry nie. Ek wil 'n getuienis vir u vertel van iets wat ek gehoor het, wat iemand persoonlik ons vertel het, Apostel André Pelser, al die jare in die bediening, en hy het eendag toe vertel hy vir ons gesê, dat hy sit die Saterdagmiddag in voorbereiding. Hy sê, Siekie was nog klein, en hy sê maar so sy agterkop, sit in sy kantoor, maar sy kantoor is hier in die voorkant van die huis. Hy sê, hy hoor die roomhuiskar, jy weet die vervelige dingetje wat so oor Sondagmiddag speel as jy wil slaap. Dan kom daar in ons voorbij, dan is jy nie nullis vir roomhuis nie, jy soek op pik steel of iets. Maar in elk geval, en hy sit met die dingetje so in sy agterkop, maar hy is bezig om voor te bereid, hy is met die Here bezig, man. En sy sê, kom en hy roep, hy sê, papa, ek soek 'n roomhuis. Maar hy stuur hom nie aan die kind nie. En hy hoor weer, papa, asseblief, koop my roomhuis. En vir 'n oomblik stuur hy hom nie aan sy kind nie. Hy sê, maar die volgende oomblik spring hy op. Hy sê, in die hardloop, hy sê, hy gryp sy weers in die hardloop. Hy sê, hy kom in die straat, hy sê, die voertuig staan onderkant in die straat. Hy sê, ek vat my kind en ons hardloop. Hy sê, hy kom in die roomhuisbaan en sê vir die man, hoorie, my seun soek 'n roomhuis, maar gee vir hom 2. En hy loop weg en die kind loop met die roomhuis in die afland, dan weet jy nie wat om die eerste te leg. Die kind is soos 'n kat met 7 snore, en hy het 'n kat met melk gekry, jy weet, hy sê sy gesig blink. Hy sê, weet jy hoekom het ek dit gedoen? Hy sê, die eerste plek waar ek nie gehad het dat my kind moet groot word met die gedagte dat hy roep vir sy pa hoor. God wil hê dat ons moet roep, want hy hoor. Hy sê, die tweede les wat ek my kind wil leer is dat God is 'n God van meer as genoeg. Hy is El Shaddai, the God of plenty. Sien, dis die lesse wat ons kinders doen ons hoor. Dis die lesse wat ons kinders doen ons leer, wanneer ons mooi met hulle werk. Daar's dissipline, daar's orde, daar's tug verseker. Maar weet jy wat, wanneer ons kinders verseker is van ons liefde, ons hierdie dinge vir hulle demonstreer. Iemand het eendag gesê, that your child will find it difficult to find the heart of a father in God, if he doesn't see the heart of a father in you. As hy vind dit moeilik om die hart van die God raak te sien, van die Vader in God raak, if he doesn't see God in you. Jy sien, God openbaar homself in die Bybel deur name. Die Bybel sê in Psalm 23 vers 1, die Here is my herder, niks sal my ontbreek. Die vers 5 sê, U maak my hoof vet met olie, en my beker loop oor. He's the God of more than enough. En dis die idee wat ons van God moet hê, wanneer ons met hom te doen. Dis die boodskap wat God vir ons wil gee. En die laaste wat ek wil doen, ek gaan 'n bietjie langer as wat ek beplan het, maar ek het eendag so net gesê dat my seun het 'n stormagtige verhouding met sy meisie van daai stadium gehad, en hulle meer bekleis en iets anders. Maar sy het die aand oorgeslaap, en my dogter, ons dogter was nie daai tyd by die huis nie, sy het al baie werk gedoen, en die girlfriend het nou in my dogter se kamer geslaap, reg oor kan die gang. En jy weet 'n ouer met jong mense in 'n huis, die slaap nie. Die slaap nie. En dan lê ek by 12:30 in die môre en lê ek wakker, en dan hoor ek een deur gaan oop, en die ander deur toe, so hoor ek nou. Die
volgende oomblik hoor ek want ek het geweet dat die antwoorde gehad. Volgende oomblik hoor ek die vooruit gaan hoor. Ek dink vir myself, my kind gaan nou die hele tyd van die aand in die plek waar ons daai tyd gebly het, was nie so veilig nie. Gaan in die aand op die straat alleen. En ek spring in die bed op en ek trek net so net my hemd oor my skouers en ek hardloop op by die voordeur. En toe ek op die sypaadjie op die hoek by die erf kom, is net ek verdwyn so om die draai en die kerk was aan die ander kant van die hoek van die erf. Hy draai sy doos om die draai. Dan stap ek vinniger. Toe ek by hierdie hoek kom, toe is al by die ander hoek al verby. En ek begin hardloop. Ek hardloop valvoet op daai teer, dat ek later die volgende dag in die plaas gegaan. En ek hardloop agter my seun aan. En toe ek by my kom, en ek sien ek is by hom toe hardloop hy. Hardloop vir my weg. Weet jy wat, en ek kry weer hierdie pyn. Ek hardloop en ek is moeg. En ek is teleurgesteld en ek het hierdie pyn. Ek ervaar hier geweld en Here sê my so weer vir my weg hardloop. So het ek agter jou aangegaan. Ek wil vanmôre vir u sê, ek dink jy kan van God wegkom, jy kan nie. As God jou nommer het, God het jou nommer, want as 'n ma wat vir jou bid. Pastoorsvrou of 'n vroue pastoor en 'n dogter in die gemeente wat vir jou bid. God het jou nommer, want as mense wat omgee, wat jou naam voor die Here genoem het. En as die Here jou nommer het, as jy eers een keer jou hart en lewe vir hom gegee het, hy los jou nie. Hy laat jou nie gaan nie. Soos God gee nie op sy kinders nie. Hy wil agter jou aankom. Hy wil jou gaan haal waar jy is. Hy wil jou gaan haal waar jy verkeerde besluite geneem het. Hy wil jou gaan haal daar waar jy gesê het, Here, maar ek stel nie nou meer belang nie. Dit is nie nou lus nie, Here. Hy wil jou gaan haal daar waar jy dalk jou hart verhard het, waar jy nie meer intimiteit met die Here geniet en ervaar nie. Want ek sien hy wil sê liefde in jou hart uitstort. En die gedeelte of 'n skrifte wat ek net gou vinnig vir u wil lees en ek haas my regtig. Spreuke 24 vers 16 sê die volgende, hy sê, want 7 maal val die regverdige en staan weer op, maar die goddelose struikel in die ongeluk. Weet jy wat sê die teks eintlik? Die regverdige is iemand elke keer wat val en opstaan. Die onregverdige, die goddelose, hulle val en hulle gaan tot nie. Maar die regverdige het al 7 maal geval, maar hy staan weer op. En dan het jy geval, wil ek vanmôre sê, al het jy 99 keer geval. Die belangrikste is dat jy 100 keer opgestaan het. Staan net op. Staan net op. Sê Here, ek gaan nie pad met die loop. Here, en al voel jy miskien skuldig nadat ek hierdie woord gebring het seer, maar ek het nie meer intimiteit met U nie. Ek is nie op daai plek waar ek U toelaat om met my te praat, Here. Ek praat nie meer met U nie. Ek deel nie my hart met U nie. Ek wil vanmôre vir U sê, staan ek op, en ek wil sommer net 'n uitdrukking gebruik en sê, kom reg. Kom reg in die naam van die Here. Staan op as Here, ek gaan hierdie groot God, hierdie Vader van my, hierdie liefdevolle Vader, wat sy hart vir my openbaar, ek wil graag met hom 'n pad stap. En weet jy wat, miskien sit jy vanmôre iemand, en jy voel dalk 'n mislukking as ouer. Voel ek het teleurgestel, ek het gefaal, my kinders wil nie die Here dien nie, hulle wil niks met die Here te doen het nie. Ek het eendag, ek het 'n paar keer gebeur, dat ek met my dogter ry het, dat ek al werk gevat het, praat ons oor my seun, al die hartseer. Ek sê vir haar 'n paar keer, maar eendag ek sê vir haar, Annelies, weet jy wat, ons voel asof ons gemisluk het. Voel asof ons misluk het. Asof ons nie dit reg doen asof iets verkeerd doen. Dan sê sy my 'n paar keer gesê, "Pa, maak dit na my. Ek is nie so nie. Jy het reg gedoen. Kyk na my lewe." En ek dank God vandag nog, sy is 'n lofaanbiddingsleier van 'n groot gemeente, AGS gemeente daar in Durbanville. En sy dien die Here, sy is vas in die Here. Maar weet jy wat, dan sê sy vir my baie keer, "Pa, jy het nie misluk nie.
want ek het nie ook verkeerd uitgedraai nie. Ek wil vanmôre vir iemand sê, jy het nie misdink nie. Al wil jy kinders nie die Here dien, of hulle wil dalk niks met Here dien, of hulle wil, weet jy wat, ons het 'n geweldige ding vandag, dat mense die wêreld meer lief, as dit met God lief het. En dis 'n geweldige issues wat ons sê. Maar ek wil net vir sê, ek wil bid nie, want God het ook in sy naam. God weet van God het sy adres, God is die planne van die God weet waar hy is. En dank die Here vanmôre, dat my seun 42 jaar oud, hy is getroud, 2 pragtige kinders, ons kleinkinders op ons trots is, hy bly in Amerika, hy werk daar vir BMW in Grand Rapids in die staat van Michigan. Dan gaan hulle geweldig goed. Hy is geseënd, hy is voorspoedig, hy is suksesvol. Maar hulle is nie by die Here soos hulle moet wees nie. Hulle dien nie regtig die Here nie. Ook op 'n stadium het laat met die Here gegee, maar afgedwaal. Maar weet jy wat, dit gaan nie maak dat ons gaan ophou bid nie. Dit gaan nie maak dat ons gaan ophou bid nie. Ek wil net vanmôre vir die bemoediging sê, daar's 'n God in die hemel wat jy liefhet. En daar's niks in hierdie lewe. Daar kan niks met my gebeur ooit, wat my sal anders oortuig dat God liefde is. God is liefde. God is liefde. God is. En weet jy wat, hy het nie altyd dat dit nie ons sonde is, maar hy het ons lief. Dis net vir jou kinders, jy het nie hulle verkeerd lief, maar jy het hulle lief. God haat sonde, maar hy is lief vir sondaars. En daarom moet ons onderskeid tref ook wat dit by dit kom. Want kom ons besef vanmôre dat God is 'n God van liefde. Sy vaderhart vir ons is groot. Net op vraag. Miskien kan jy net so 'n paar oomblik hier oor sluit. Sien iemand is wat vanmôre iewers en nie die boodskap voel, weet maar, ek het met my gepraat. Miskien is hier iemand wat sê, ek het meer tyd met die Here nodig. Ek moet my hart ook in deel, ek wil laat met my praat. Maar ek wil vanmôre spesiaal bid vir iemand in die plek wat voel, is mislukking. Voel vir jou dalk asof God ver is van jou. Voel vir jy kan nie meer weet, voel jy kan nie kontak maak met God nie. Ek wil vir jou gebied het gee vanmôre, so moet jy voor toe kom staan. Jy gaan iemand wees om saam met jou te bid. Jy voel, dat jy werk vir jou, en jy voel, jy weet of ek werk is met kind te wees. Miskien het jy 'n ervaring van die Vader gehad wat nie so goed was. Kom staan by die mense, hulle gaan vir jou bid. Kom gou voor. Miskien voel jy as 'n teleurstelling, jy teleurgestel, jy voel 'n mislukking in die opvoeding van jou kinders. Miskien het jy vanmôre, is daar iets in jou lewe wat jy voel, Here, maar ek weet nie of ek dit reg gedoen het, jy gee my nog 'n geleentheid. Een van my sê dinge is never too late. Is nooit te laat nie. Maar as jou kinders hoe groot, hulle is hoe volwasse as jy, hoe ook al, dis nooit te laat om reg te maak. Dit is nooit te laat om te probeer om van voor af te begin nie. Ek wil vra hierdie leiers, bid saam met hierdie mense wat hier voorstel. Die stokmense, asseblief kom voor en kom gou, ons wil graag vir u bid. Here help my ook van vrou dit nie te snag. Here help my om te luister wanneer jy met my wil praat. Ek wil my hart vir u oopmaak, Here. Ek gaan nie meer opstandig wees nie. Ek gaan nie toelaat in my lewe om u wil in my lewe te bereik. Dankie, Here. Dankie, Here. Dankie, Here. Dankie, Here. Dankie vir die liefde. Dankie dat die Vaderhart van genade vir ons benoem is. Dankie dat die hart groot is, Here, dat dit vir ons mag ontvrek, Here. Help ons om vir u te leef, Here. Help ons om naby u te bly. Soos Moses met 'n vriend omgaan. Dat ons in daardie posisie sal wees, waar die Vaderhart vir ons so groot en so oop sal wees, dat ons die genade, die liefde elke dag sal ervaar. Dankie daarvoor, Here. We bless you, we honor you, thank you, Jesus. Dankie, Here. Dankie, Here. Dankie, Here. Vader, ons loof u en ons dank u, dat die Gees van die Here vanmôre met ons gepraat het. En Here, terwyl pastoor besig is om te bedien, toe dink ek, hoe duideliker wil ons hoor
dankie. Ons is so vinnig om te oordeel. Maar Here, dankie dat U vanmôre deur die dienskneg U hart oopgemaak het sodat ons kan sien in U Vaderhart in. Here, ek bid dat U in hierdie week elke een ryklik sal seën. Here, ek verklaar in hierdie week gaan ons vorentoe, ons gaan nie agtertoe nie, ons gaan hoortoe, ons gaan nie ondertoe nie, en ons is meer as oorwinnaars en tot alles in staat deur Jesus wat ons krag gee. Ek wil bid, Here, dat die krag en die salwing van die Heilige Gees op elke man en vrou in hierdie plek sal wees en dat ons Jesus mense in Gansbaai sal wees in hierdie week wat voorkom en ons gee aan U al die lof en al die eer. Vader, ek spreek lewe. Laat daar lig wees. Ons verklaar dat die lig, die krag, die guns, die seën, die deurbraak van die Here vir elkeen van ons sal wees in hierdie week, dat U ons getrou sal hou, dat ons sal opkyk na 'n groot God wat kan doen ver bo wat ons kan bid of kan dink en dat ons in die oorwinning van die Here sal staan. We will triumph in the Lord. We will triumph like never before because greater is He that makes us overcome. Die Here seën jou in hierdie dag en in hierdie week en kom ons gaan wees geestelike paas na die hart van God aan die buitekant en ook dit begin vandag in ons huise. Die Here seën U. Jesus, have my heart, my will, my soul. Jesus, have my hopes, my dreams, my world. With joy I lay it down, with joy I cast my crowns. Jesus, have